Prof. Hannes se preke, die leen van die regterstoel teologie, preek 7 deel A. Nou hierdie preek gaan so 2, 3, 4 gedeeltes hê, want dit is baie intensief. So dit is die regterstoel, die leen van die regterstoel teologie, preek 7 deel A. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, wat so relevant is vir die tyd waarin ons lewe vandag in 2025. Sou jy belangstel, kan jy my kontak op my WhatsApp nommer 0722 367 124, gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. Soos wat jy hierbo sien, al die inligting is daar. Volgens die tema van hierdie preek of studie is die vraag. Nou moet jy mooi luister, en jy moet maar 'n paar veiligheidsgordels saamgebring het, seatbelts. Want hier's in hierdie reeks, ek dink dit sal so 3 uitgawes wees, gaan u goed hoor wat u dalk nog nooit in die lewe gehoor het nie. Die vraag is, verskyn die bruid van Yafashua, vir u wat nie weet nie, Jesus Christus, u wat dalk vir die eerste keer kyk, ek gebruik die Hebreëse name, en dan sit ek natuurlik die 1611 King James Bible, of andere die 33-53 Afrikaanse Bybel, dan soos Jesus Christus in hakkies, net om vir u te help. Nou die vraag is, verskyn die bruid van Yafashua, nie die kerk nie, die bruid van Yafashua, dis Jesus Christus, ook voor die regterstoel van Jaffa die Almagtige, dis natuurlik God, om eers veroordeel te word, luister mooi, om eers veroordeel te word, voordat ons op trone in die hemel gaan sit, volgens Openbaring 20 vers 4, maak die nota, Openbaring 20 vers 4, ek gaan weer die vraag net lees. Luister wat ek vra. Volgens die tema van hierdie preek of studie is die vraag, verskyn die bruid van Yafashua, dis Jesus Christus, ook voor die regterstoel van Jaffa Almagtig, dis God, voordat ons op trone in die hemel gaan sit, volgens Openbaring 20 vers 4. Hy sê in Openbaring 20 vers 4, luister, hy sê, en ek, dis Apostel Johannes, kyk maar na my vinger, ek las die stukkies vir die in om te help, en ek, Apostel Johannes, het trone, nie een troon nie, meervoud trone gesien, en hulle, nie een nie, hulle, naamlik die bruid van Yafashua, dis Jesus Christus, wie by die wederkoms of die parousia van Yafashua vir sy bruid, aan die einde van Openbaring 3:22 verskyn het daarop gaan sit. En aan hulle, hierdie genoemde bruid van Yafashua, is die oordeel gegee. Wat ontvang ons? Ons ontvang die oordeel. Daar staan dit geskrywe. So sê vir my, as Yafashua, as ons sterf, as bruid, ons almal gaan paradys toe. Maar by die wederkoms van Yafashua, Jesus Christus, Hebreërs 15 vers 27 tot 58, dan word ons verander uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam om tegemoet. Dis by die wederkoms, of die Grieks is die parousia, aan die einde van Openbaring 3:22, wanneer ons in die hemel in opgetrek word. Nou wil ek net vra, wanneer ons in die hemel opgetrek word, of ons sterf, of as ons as die bruid opgeruk word, gaan ons eers voor die regterstoel kniel, en dan sondebelydenis doen, en dan eers hoor of ons waardig is om op die troon te gaan sit. Of maak die feit dat ons, wie in Yafashua sterwe, dis Jesus Christus, wie bruid is, hoekom? Omdat ons tot bekering gekom het, wedergebore is, in die naam van Yafashua tot vergifnis van ons sonde, en in heiligmaking gelewe het. Die feit dat ons in die paradys ingaan, sê dat ons is heilig genoeg om in die hemel te wees. Wanneer ek verander word, of u verander word, ons word in die hemel opgeruk,
dan sê ek, ons is goed genoeg, heilig genoeg, om in die hemel ingeruk te word. Want die Bybel sê, daar gaan geen sonde in nie. So, op daai oomblik, gaan ons voor die regterstoel van Jaffa eers verskyn. Ja, sê baie kerke, protestante en charismatiese kerke. Ja, sê baie godsdienstige mense. Een van die pastore wat dit die hardste benadruk is pastoor John Hagee van Amerika, en dan natuurlik meeste van ons Suid-Afrikaanse protestante en charismatiese kerke. So, wat sê u? Gaan ons voor die regterstoel eers verskyn, om eers ons oordeel te ontvang, voordat ons op die trone gaan sit? Of, vra ek nou die vraag, die teenoorgestelde, is ons rein genoeg, as ons opgerig word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, ja, van swarte gemoed in die lig, dat ons outomaties op die trone gaan sit?